Ek wonder hoeveel mense sit vandag in hierdie plek, die effekstuk gestaan. Wat met vrae sit, wat jy nie hardop kan vra. Of kom ek eerder so sê, wat jy nie hardop wil vra. Vra wat jy elke aand in jou stilte in die bed klim mee in jou gedagte en gaan slaap. Vra soos, Here, hoekom? Here, hoekom het hierdie ding met my gebeur? Here, hoekom het daardie deur vir my toegegaan? Here, ek bid, maar ek kry nie antwoord nie. Hoekom nie? Here, ek glo en ek vertrou, maar niks verander nie. Here, hoekom voel ek so alleen? Waar is U? Ek sien almal om my en ek sien mense deurbrake kry. Maar Here, ek bid en ek vra. Ek dien, ek glo, ek vertrou, maar ek kry nie my deurbraak. Praat ek met iemand vanoggend? Is daar iemand wat al daar was of daar is? En baie maal sal jy dink, maar jy sal, hoeveel keer jy al gewonder in jou lewe, maar hoekom gebeur sekere goed met my? En wie wat, daar's baie gelowiges, wat in jou binneste loop met vrae wat jy nie wil uiter nie. Mense wat God lief het, mense wat bid, mense wat kerk toe gaan, mense wat glo, mense wat regtig probeer. En dit wat die Here vir my gegee het, wil ek vanoggend met jou kom deel, en ek wil hê jy moet vir jouself probeer vereensgelde met dit, want daar is 'n man in die woord van die Here met die naam van Gideon, en hy was op daai presies dieselfde plek gewees. Yes. Net ter agtergrond, voor ek gaan nie die hele gedeelte lees om tyd te spaar, maar gaan lees gerus die gedeelte in Rigters 6 rondom Gideon. Ek weet nie of julle al die storie ken van Gideon. Maar gaan lees gerus die gedeelte en gaan lees reg deur waaroor dit gaan. Maar net ter agtergrond, Israel, jy lees dit in die eerste verse, doen iets verkeerd in die oë van die Here. En die Here gee hulle oor in die Midianiete se hande vir 7 jaar lang. As Israel saai, is die Midianiete daar, en hulle trek uit wat hulle gesaai. Die woord verduidelik op 'n stadium en hy sê, hulle het so sprinkane teen hulle uitgevaar. Jy dalk gesien hulle 'n sprinkaan plaag. Dit vernietig alles en hulle sê Israel het swaar gekry. Hulle het gaan niks gehad. Nou kom ons lees gou saam Rigters 6 vers 11, 12 en 13. Toe die engel van die Here gekom en gaan sit onder die terpentynboom wat by Ofra staan, wat aan Joas die Abiseriet behoort het. Terwyl sy seun Gideon juis koring uitslaan in die parskuip om dit te beveilig teen die Midianiete. So dit wat hulle kon kry, dit wat hulle gegroei kon kry, het hulle vinnig gegaan, hy het gaan verwerk, sodat dit nie in die hande van die Midianiete kon kom nie. Want die woord sê, daar, hulle het nie eers die vee gespaar nie. Nou moet jy verstaan, hy was in die parskuip besig om koring te maak. Nou dink net vir 'n oomblik, jy het niks. Jy lewe in vrees. Jy vat die bietjie wat jy kan en jy probeer iets daarmee doen.
En die engel van die Here kom en hy ontmoet met hom daar. En die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is met jou. Dapper held. Toe vra Gideon hom, ag my Heer, as die Here met ons is, waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom? Die vraag wat baie van ons mee loop en nie hardop wil sê nie. En waar is al sy wonders waar ons Vader ons van vertel het? Deur te sê, het die Here ons nie uit Egipte laat optrek nie. Maar nou het die Here ons verwerp en ons oorgegee in die hand van die Midianiete. Gideon vra die vraag wat baie mense mee sit en nie bereid is, dalk in jou binnekamer, maar nie bereid is om hardop te vra voor ander mense. Dis 'n baie eerlike vraag. Maar dis 'n baie moeilike vraag. Want wat sê Gideon eintlik? Hy sê, Here, ek hoor wat U vir my sê, maar my omstandighede is nie wat U vir my sê nie, want ek sit in 'n storm, ek sit in benoudheid, ek sit in omstandighede vas en ek kan nie daaruit nie. Maar wat sê die Here vir Gideon? Ek is met jou. Amen. Die Here gee nie vir Gideon 'n verduideliking nie. Hoor mooi. Die Here gee nie vir Gideon 'n verduideliking nie. Want dit is die probleem met kinders van die Here. Want ons vra 'n vraag, Here, hoekom? Maar ons soek 'n verduideliking. 'n uiteensetting, stap vir stap vir stap. Hoekom? En al wat God sê is, ek is met jou. Dit op sigself moet eintlik vir ons genoeg wees. Wat jy sien, die ding is, Gideon sê, Here, maar ek verstaan nie. Because I hear what you say. En die ding is, ons is so, jy glo in God. Jy glo dat hy goed is, maar die situasie lyk nie so goed nie. Jou finansiële omstandighede lyk nie so goed nie, alhoewel jy vertrou, alhoewel jy gee. Jy glo dat God kan voorsien, maar tog lê die rekeninge op die tafel en dit kom nie betaal nie. Want jy kan nie daarby uitkom nie. Jy glo God is naby, want dit is wat hier die woord vir my sê, maar jy voel alleen. En jy sien, hier moet nou mooi hoor, want God het nie vir Gideon in die paleis gekry nie. Hy het hom in 'n plek van pyn gekry, in 'n plek van bekommernis gekry. Hy was besig om koring uit te slaan in 'n parskyp. Dit was nie goeie omstandighede nie. Hy was bang, hy was moeg, hy was uitgeput, hy was frustreerd, hy was ontmoedig. En weet jy wat? Ek het al baie gesê. Dit is 9 uit die 10 kere waar God jou ontmoet. When you hit rock bottom. Wanneer jy geen ander plek nie het om te gaan nie, dan kom die Here vir jou neer. Maar hier's die ding, maar dan wil ek en jy nog steeds 'n reële antwoorde hê oor hoekom. En al wat God sê, vertrou my.
Want jy sien, hy kry hom nie op 'n verhoog nie. Hy kry hom nie by 'n konferensie waar dit lekker gaan nie. Hy kry hom in die parskyk waar dit moeilik is. In 'n plek van frustrasie. In 'n plek van vra. En die ding is, weet jy wat gebeur? En ek weet nie, ek kan net vir jou verduidelik en praat uit my eie ondervinding uit, in my eie lewe uit, waar daar sekere goed gebeur in 'n mens se lewe, wat jy net nie verstaan, hoekom hierdie goed gebeur nie. Jy gaan deur 'n ding, en dit is net asof die einde nie daar is nie. Jy kom nie uit die storm uit nie, jy kom nie uit die probleem uit nie, en as jy dink daar's lig, as jy sien, is dit eintlik 'n tunnelpad. En dan is die volgende ding. Jy's net deur hierdie ding, dan is die ander ding daar. En jy sien, dan kom jy en jy sê, ag, as ek maar net bietjie sterker was, as ek maar net bietjie langer kon uithou, maar ek kan nie. Maar jy sien, hier is die ding. Jy kan, as jy oorgee. Jy kan, as jy vertrou. Jy kan, as jy bereid is, om toe te staan en te sê, Here, ek lê my probleem neer. Maar weer eens, en dis is, ek weet nie, hoekom ek weer in die rigting en beweging met hierdie ding nie, maar op die einde van die dag, kind van God, gaan my en jou verhouding oor God, met God, nie net oor geloof nie, maar dit gaan grotendeels om te kan vertrou met alles in jou lewe. Amen. Want jy sien, ons het altyd hierdie idees, van as ek maar net bietjie harder probeer, as ek net bietjie langer uitgehou het, as ek alles uitsorteer, dan gaan die Here my gebruik. Maar hier kom Gideon, en hy wys vir ons die teendeel daarvan. En weer gaan ek vir jou sê wat ek laas week of die week voor het gesê, die probleem was nie die afwesigheid van God nie. Want God was daar. Die probleem was by Israel. Yes. Ons blameer baie maal die omstandighede, maar die omstandighede is daar as gevolg van Neko. Yes. As gevolg van my doen en late, as gevolg van my besluite. Jy wil hê God moet jou antwoord, maar jy hou jouself besig met afgode in jou lewe. Ander goed in jou lewe. Dan weet jy maar waar is die Here? Hoekom antwoord die Here my nie? Ons bid vir vuur, maar die vuur wil nie val nie. Hoekom nie? Wat het ek laas week gesê? Van die altaar lê 'n skerwe. Waarop moet die vuur val? Gideon vra, waar is al die wonders wat ons vaders ons van gesê? En hier is hy, en hy betaal 'n prys vir iets wat hy nie regtig aan skuld gehad het. Baie mense vra, Here, maar waar is die herlewing? Here, waar is Pinkster? Ons hoor daarvan, waar is die genesings? Want ek bid, maar ek word nie gesond nie. Ons hoor van deurbrake, maar ek sien dit nie. En hier is die ding, wanneer die pyn lank aanhou, is ons geneig om op te gee. Wanneer die woord sê vir ons, lei dan die verdrukking soos 'n goeie krygsman. Want wat in 'n oorlog is 'n soldaat wat op die oorlogveld is? Ek is 'n prentjie mens, dis nie weer 'n prentjie my kop in die hand. Want wat gebeur? Ons as ek gaan nie baie kinders van hier doen dit. Ek is in God se weermag. We gotta go to battle. Maar Saul is die eerste hou op die wang val. Dan hardloop hulle weg. As die eerste klip kom en hy tref die skouer. Nee, Here, ek kan nie dit doen nie. Maar as ek daar by my huis sit,
en myself besig hou met die dinge. En dan wonder ek, waar is God in my lewe? Hoekom is God stil in my lewe? Want jy sien, God het nooit vir Israel verlaat nie. Israel het hulle op God gedraai. Die probleem was nie God se afstand nie. Die probleem, en hoor my mooi, ek wil vir iemand sê in hierdie plek, die probleem is nie God se afstand van jou af nie. Die probleem is die kompromie wat jy aangaan met hierdie wêreld. Yes. So ek gesê, ons bid, Here, waar is die vuur, maar die altaar en die vryheid is. Op die berg van Karmel moes die altaar eers herstel word, voor daar water kon gegooi word, en al die wonderlike dinge gedoen gekry het, om te wys hoe groot God is. Maar weet jy wat, kind van God? Hoeveel keer moet jy wonders en tekens sien? Nie net by ander mense nie, in jou eie lewe. En nog steeds nie ag gee, en God die eer gee daarvoor. Maar jy sien, die Here kry vir Gideon in die kasbak, in die baskyk, in 'n plek, en hy sien, wat ek nou weer eens gesê het, God sien reeds die einde. God sien anders as wat ek en jy sien. Maar hoor nou mooi, want God sien iets wat Gideon nie kan sien nie. Die mense kyk na Gideon en hulle sien 'n man wat bang is. Maar die oomblik, toe God in die baskyk instap, en onder die terpentynboom gaan sit en na Gideon kyk, toe noem hy hom 'n dapper held. Why? Because God sees something that you don't. Die Here sien iets wat jy nie sien nie. Gideon kruip weg, Gideon twyfel, Gideon vra, Gideon voel swak, maar God sê, dapper held. Hoekom? Want jy sien, mense kyk anders as wat God kyk. Mense kyk na jou verlede, God kyk na jou bestemming. Amen. Hoor mooi wat ek sê, mense kyk na jou verlede, en ek wil vandag vir jou sê, maak nie saak wat jou verlede is nie, laat die mense maar sê wat hulle wil, want God weet waar ek op pad is, en ek wil al wat saak maak nie saak waar ek was nie, maar ek weet waar ek gaan in die naam van die Here. Mense kyk na jou mislukking, God kyk na jou roeping. Amen. Mense kyk na wat jy nou is, God kyk na wat jy op pad is om te word in hom. Yes. En ek wil dit weer sê, jou huidige omstandighede bepaal nie jou eindbestemming nie. Yes. God doen. Jy sien, en hier is iets baie interessants. God het nie nodig om homself te verduidelik in enigiemand. Alhoewel ons dit so hê. Maar die ding is, God werk nie so nie. God werk soos wat hy werk. Jy sien, hier is die ding. Ons soek 'n verduideliking. Gideon het ook 'n verduideliking gesoek. Wat het gevra, Here? Wat gaan aan? Hoekom? Waarom? En wat doen God? God gee vir hom 'n opdrag. God sê, gaan. God sê vir Gideon, gaan verlos jou mense in die hand van die Here. En die oomblik toe die instruksie kom, wat sê Gideon? Ja, ek kan dit nie doen. Ons is die geringste. My familie, Here, ons is die minste. Hoe kan ons dit doen? God sê, vir my, ek het nie vir jou gesê om te gaan nie. Die mense het nie gesê om te gaan nie. Ek het gesê jy moet gaan. Yes, halleluja. Toe ons moes Durban toe kom, dit was 'n groot ding. En wie wat was 'n stadium gewees in my lewe, waar die Here vir my gesê, het ek nie vir jou gesê om te gaan nie. Waarvoor is jy bang? Dink jy ek kan nie vir jou sorg nie?
En wie wat is my die beautiful ding? Toe die Here, en ek wil dit nou glad nie nou weet, na my eie lewe toe bring nie, maar die Here ons geroep het vir hierdie bediening. En ons het hoeveel keer gevra, en ons het hoeveel antwoorde gekry. Gee die Here vir my 'n skrif. En baie interessant, ek sê vir my vrou nie weet, dit is amazing hoe God se woord, wat hy vir ons gegee het, in vervulling kom. Want hy sê vir my, toe ek geroep het uit Timoteus, hy, leer die, dat ek het gou vir jou lees, net en jy weet dit beter verstaan. Ekskuus. Hy sê, jy kan my seun, wees sterk deur die genade van Christus Jesus, net wat jy van my gehoor het, onder baie ander getuies, hoor nou mooi, vertrou dit toe aan getroue manne, wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. So wat sê daai skrif nou eintlik vir my? In die week is daar 'n ander jong man wat met my praat, uit Johannesburg, hy sê, my pastoor, ek is op soek na die en dit. En ek probeer hom help, en ek probeer die goed uitsorteer, en die persoon wat week in verbinding tree, sê vir my, wil jy nie dalk daaraan dink, om 'n studieplek vir die ouens te word, om hulle te leer, om te swat, om in die ministerie te gaan, in Durban nie. God se woord kom in vervulling. As God 'n ding sê, kind van God, hoor my mooi, sy woord sal nooit ledig terugkeer. En ek dank die Here vir dit. En wie wat vat dit, en ek hoop dit beteken, want God sal dit wat hy vir jou gee, tot stand bring. Maak nie saak hoe ons daarna kyk nie. Maar hier is die ding, ons moet ophou om vrae te vra, en ek weet ek is nou maklik om dit te sê, want ek is dalk nie in jou situasie nie, maar ons moet net leer om op God te vertrou. Amen. Die Here sê nie vir Gideon, dis hoekom so. Kom ons wees eerlik, hoeveel keer in ons eie lewens, wat jy gebid het oor 'n saak, en vir die Here gevra, het God vir jou 'n hele verduideliking gegee. Inteendeel, hy gee jou 'n antwoord, wat jy laat dink. En iemand moet my hoor vanoggend. Die grootste antwoord op jou grootste vraag, is nie verduideliking nie, dit is net God se teenwoordigheid. En jy weet wat is al wat jy nodig het. Daar is tye wat God nie vir jou verduidelik nie. En al wat hy vir jou sê, vertrou my. Want weet jy wat, ek kan vandag vir jou sê, as die Here vir jou sê, doen dit, uit hierdie woord uit. Al is dit 'n opdrag, is dit 'n belofte. En dit sal tot stand kom. Al verduidelik hy nie vir jou nie, het jy nog steeds 'n belofte wat vir jou gemaak is in hierdie woord. En wat is die belofte? Ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. Al gaan jy deur die water, sal ek saam met jou gaan. En wie wat is die? Almal dink dis nie lekker, en ek weet dis nie lekker om hierdie in 'n plek te wees van pyn en van seer en van onsekerheid nie. Maar dalk is dit die beste plek wat jy kan wees. Want die oomblik toe God in Gideon se omstandighede instap, wat het gebeur? Sy omstandighede het verander. Yes. En jou groot vraag kan die plek wees van jou verander. Daar die wynpers wat hy was nie sy einde nie. Dit was sy begin. Die bangman wat daar was, het 'n leier geword. Hy het 'n bevryder geword. Hy het 'n oorwinnaar geword. Nie omdat hy perfek was nie. Nie omdat hy iets groots was nie. Maar omrede hy op God vertrou het. Gideon het nie alles verstaan nie.
Toe die Here met hom praat, hy gesê, maar Here, hoe? En gaan lees die storie. Hoe God daai man gebruik met 'n handjie vir mense. En hoe amazing God is. En dis nie vir ons sê, maar vir iemand in hierdie plek sê, ek weet nie hoekom die Here dit so swaar lê nie. But we need to learn to trust God. We Amen. need to learn to get into the will better. Yes. Because the one walking the line will never ever fall. Yes, hallelujah. En dit gaan alles oor vertroue. Abraham het gepreek vandag. Ek wil klaarmaak. Ek wil vanoggend vir jou vra dat jy moet vanoggend self ondersoek instel in jou eie lewe. Dalk, soos jy, ek weet nie, ek weet, hoe werk dit baie maal? Ons kom by die kerk, ons kyk na mense, ons sien mense, al gaan doen die huisbesoek by mense, al vertrou mense hier. Maak nie saak wie dit is nie. Jy weet nooit alles nie. Hoeveel keer was ek om sy huis gewees in die jare? Daar's dinge van hom wat ek nie weet nie. Hoeveel keer was ek in jou huis gewees? Ons baie dinge wat ek nie van jou weet nie. Maar my ou vrou. Ek kom so baie na huis, maar ek kan vandag vir jou sê, daar's baie dinge wat ek nie van haar weet nie. Want daar's vrae wat sy het, wat sy nie uiterlik wil stel nie. Maar God sê, vertrou op my. Amen. Jy bid. Vir hoe lank? Wat is nou aansê? Jy wag al lank, en jy verstaan nie alles nie. En jy vra nog steeds, Here, hoekom? Wat God vir jou sê is, gaan. Ek sal saam met jou wees. I'll be there. En ek wil jy moet mooi hoor wat die Gees van God vandag vir jou sê, van God. Want selfs al verstaan jy nie, kan ek vandag vir jou sê, jy kan een ding doen. Jy kan nog steeds op hom vertrou. Maak nie saak of jy sy hand sien of nie sien nie. Of hy jou antwoord of jou nie antwoord nie. Jy kan nog steeds op hom vertrou. Want jy sien, hier is die ding. Jeremia sê, die gedagtes wat ek aangaande jou het, is die gedagtes van teespoed. Maar is van vrede, om vir jou 'n hoopvolle toekoms te gee. Selfs wanneer jy nie antwoorde het nie. Weet jy wat dan? Dan het jy nog steeds 'n belofte. Selfs wanneer die wynpers 'n plek raak van pyn, wil ek vir jou sê, as jy God gaan toelaat, sal dit die plek van oorwinning word vir jou. But you need to put your trust in Him. Want jy sien, hier is die ding van God. Die God wat gee om die wynpers gekry het, is die God wat jou omstandighede wil verander. Yes. Hy wil jou ontmoet op die plek van seer. Hy wil jou ontmoet in die donker plek waar jy nie weet wat sy kant toe nie, want hy is die een wat omstandighede verander. Ek weet nie vandag wat jou vraag is. Ek weet wat my vraag is, want ek het ook vraag. Ek ken nie jou omstandighede, maar God doen. Ek ken nie jou vraag nie, God doen. Ek het nie veel antwoord nie, maar God het. En ek wil vir jou sê, vandag berus by jou by dit.
Want die woord sê die gedagtes wat hy nou gaan na ons het, is gedagtes van voorspoed. So al het jy nie antwoord nie, al bid jy en jy kry nie antwoord nie, just trust him. Amen. Want wanneer dit stil is, en jy dink God werk nie, is hy besig.